dat jy saam met ons hier is. Ons gaan 'n lied in die erediens sing wat ons nog nie van tevore gesing het nie, so ek wil graag hê ons moet hom voor die diens net eenmaal deursing. En ek sal vir u die eerste keer om sing en dan kan jy hom die tweede keer saam sing, so ons gaan nou 2 keer deursing. Ek sal die eerste keer, u die tweede een, en u kan vir hierdie voorafsang, kan u net so bly sit, u hoef nie nou al daarvoor op te staan. Dis Vonklied 57, ek gee aan julle 'n nuwe gebod. Psalm 100 en ook verse uit Vonklied 314 en dan direk na die geloofsbelijdenis wat daarna volg, Vonklied 85 en dan kan, as jy kan, bly staan vir die gebed daarna en die slot van die gebed en dan kan jy die sitplekke inneem. Maar as dit op enige stadium vir jy moeilik word, is jy welkom om die sitplekke in te neem. Nou gesang 532 en dan staan ons tot na die lied as slot van die gebed. Salve
Spreuke 8 vers 35 en 36 staan daar. Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here. Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. Gemeente, genade en vrede kom vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Amen.
en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons besef ons klein, ons besef ons sondige, ons besef ons afhanklik. Selfs in hierdie as ons hier is om na u woord te luister, dan kan ons nie
sonder die werking van die Gees. Die Gees het die woord geïnspireer, duisende jare gelede, maar die Gees is ook nou hier, om hierdie selfde woord vir ons oop te sluit, sodat ons aan die woord kan hoor, sodat ons stem kan hoor, en dit in ons lewe kan inklim, sodat daar ook vrug gedra kan word. Maar o Here, ons wil onsself in U hande plaas. En daarom besing ons U, Here God van liefde. Ons wil altyd in U teenwoordigheid wees. Broeders en susters, ons staan nog steeds aan die voet van Sinaï berg en ons luister saam met die volk Israel na die wet van God. Saam met Israel hoor ons hoe God wil hê ons lewe moet inrig as nuwe verloste mense, sodat ons die vryheid van 'n lewe van volheid voor God se oë kan leef. En nadat ons nou vir die eerste paar weke van hierdie reeks gekyk het na hoe God voormalige slawe se verhouding met hom as die enigste ware God, hoe hy dit probeer regtrek het, is ons van verlede week af besig met watter effek die feit dat ons vry nuwe mense is, watter effek dit op ons verhouding met ons medemens moet hê. En ons het gesien dat dit begin by ons verhouding met ons ouers, as die eerste, as die primêre gesagsverhouding waarbinne ons as mense moet funksioneer. En daar het dit gegaan oor die ag van gesag, oor die respek vir gesag wat oor ons gestel is. Maar vandag gaan ons 'n treetjie verder. Dit gaan oor die ag van die waarde van die lewe. Nou broeders en susters, ek het al 'n paar keer regtig kort teksgedeeltes vir 'n preek gehad. Maar hierdie is waarskynlik die heel kortste teksgedeelte tot nou. Ons gaan net een vers lees, Eksodus 20 vers 13. Maar in die Hebreëus is dit net 2 woordjies. Lo tirtsah, wat vertaal word met jy mag nie moord pleeg. Nou daar is in die Ou Testament ook 'n paar ander woorde as hierdie een wat gebruik word vir doodmaak. Woorde wat meer dikwels voorkom as hierdie een.
Maar hierdie spesifieke woord, wat in Eksodus 20 vers 13 na vore kom, het 'n baie spesifieke betekenis. Dit beskryf nie die doodmaak wat byvoorbeeld in 'n oorlog sou gebeur. Dit beskryf nie wat gebeur as iemand 'n ander persoon doodmaak uit selfverdediging. En dit gaan nie oor iets soos die doodstraf deur die owerheid. In hierdie woordjie gaan dit oor die wederregtelike neem van 'n lewe. So dit beteken met ander woorde, hierdie gebod kan nie gebruik word as 'n motivering vir passifisme of as die opheffing vir die doodstraf of die rede hoekom 'n mens jouself nie teen ander mense mag verdedig nie. Hier gaan dit letterlik daaroor dat 'n mens nie die reg het om wederregtelik 'n ander mens se lewe te neem. Maar hoekom? Wat is die rede agter hierdie kort verbod? Die hoofrede daarvoor is dat dit nie ons as mense se plek is om oor sulke sake te besluit, soos of iemand mag lewe en of iemand moet sterf. Dit is God se besluit. Dit is God se afdeling. En hoekom dit nie ons as mense se plek is om sulke besluite te neem nie, sien ons in Genesis 9 vers 6. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur 'n mens vergiet word. En dan die belangrike woorde, want God het die mens na sy beeld gemaak. Die mens is gemaak na die beeld van God. Die mens is beelddraer van God. En dit beteken, broeders en susters, dat God en die Bybel anders na 'n mens kyk as byvoorbeeld na 'n dier. Die mens is na God se beeld gemaak en dit maak die mens anders as 'n dier. Die mens is nie bloot net die hoogste evolusionêre ontwikkeling in die diereryk. Die mens is beelddraer van God en daarom kan ek nie besluit en het ek nie die reg om te besluit wanneer iemand nie langer mag lewe. Daardie besluit berus by God, die een na wie se beeld die mens gemaak is. Dalk is dit juis die hart van enige sonde wat hier in hierdie gebod op die uiterste en op die gewelddadigste manier na vore kom. Ek wil God se rol inneem en ek wil besluit wat in my en om my gebeur. Ek wil besluit wie mag lewe en wie mag nie. Ek wil God speel. Ek wil bepaal wie ek dink die reg het om verder te mag lewe en wie ek dink moet sterf. Die probleem is dat ons samelewing het redelik blasé geraak oor dood. Ook oor gewelddadige dood. Ons het om die wreedhede van hierdie wêreld te beskryf, mooi amper aanvaarbare woordjies geskep wat van tevore nie bestaan het nie. Die woord selfmoord is te hard, te veroordeling, te onaanvaarbaar. Daarom word daar gepraat van selfdood vandag. Terloop selfs die Afrikaanse spel korrekte, wat nou sukkel ek nou. Het nie die vermoë, as ek oomblik as ek selfmoord dink, dan verander hom outomaties na selfdood. So ons die Engelse woord genocide gemaak, wat baie sagter klink, as volksmoord, die doelbewuste uitdelging van almal wat in 'n spesifieke volk behoort. Ons het selfs die gedagte van etniese suiwering geskep, waardeur die voor die voet uitwissing van mense van 'n sekere ras beskryf word. Weet jy dat die 20ste eeu die bloedigste eeu in die geskiedenis van die mensdom was? En mense dink dat soos wat die moderne tyd aangebreek het en mense al meer verlig geword het en menseregte na vore getree het, dat mense mekaar minder sou doodmaak. Die teenoorgestelde het gebeur.
Want tegnologie het dit gewoon makliker gemaak om 'n groter hoeveelheid mense in 'n korter tyd dood te maak. Een persoon het selfs gesê dat daar in die afgelope eeue geen groter dryfkrag agter tegnologiese vooruitgang was as juis die skep van tegnologie wat mense in massas kan uitwis. Ek lees die afgelope week in een bron dat as gevolg van die direkte optrede of die indirekte gevolg van slegs 4 mense, Hitler, Stalin, Mao Zedong en Lenin, 175 miljoen mense net in die vorige eeu doodgemaak is. Dit is gevolg van net 4 mense. Maar dis nie waar dit eindig nie. In Amerika is die beraming dat die gemiddelde jong mens wat uit die hoërskool kom, reeds 80.000 moorde gesien het op TV, in films en op rekenaarspeletjies. 80.000. En ons kan baie maklik sê, maar dis nie die werklikheid nie, maar ek kan jou verseker, as jy aan soveel grafiese geweld blootgestel is, dan kan dit nie anders as om jou af te stomp vir die verskriklikheid van moord en die degradering van mense as normaal te begin sien. Nou, ek kan in hierdie diens nou nie verder daarop ingaan nie. So in die Bybelstudie sal ek meer aandag gee aan die kontensieuse saak van abortus. Maar weet jy dat daar in die VSA sedert die middel 70s reeds meer as 55 miljoen wettige aborsies gedoen is. Hoor dit mooi. In die naam van die bemagtiging van vroue, of in die naam om seks te kan hê sonder om met 'n babietjie te sit, of onder die vaandel van die reg om oor my eie liggaam te besluit, die reg om te kan kies, is meer as 55 miljoen ongebore kindertjies doodgemaak. En dit word die simbool van hoe 'n samelewing lyk, daar waar vryheid hoog aangeslaan word. Jesus tree konstant in vir die weerlose en die stemlose mense in sy samelewing. Ek wonder nog hoe Jesus sou ingetree vir 55 miljoen van die weerloosste en die stemloosste wesentjies op hierdie aarde. Ongebore kinders. Maar as God daar aan die voet van Sinai met hierdie groep voormalige slawe praat, dan beskryf hy die lewe van vryheid. Beskryf hy dit 'n bietjie anders as die reg om self te kan besluit wat ek sal doen, selfs al kos dit 'n ander mens se lewe. In God se prentjie van vryheid van slawerny en 'n lewe van volheid voor God, behoort daar 'n samelewing te wees waar daar respek is vir mense as beelddraers van God en waar daar respek is vir die God gegewe gawe van lewe. En dis in so 'n respekvolle en 'n liefdevolle samelewing waar mense kan floreer voor God se aangesig. Onthou nou dat daardie Israelitiese slawe het hoeveel keer gesien en beleef hoe mense doodgemaak is deur die Egiptenare bloot omdat hulle nie vinnig genoeg stene kon produseer. 'n Mens se lewe in daardie wêreld en in daardie denkstelsel was niks werd. Maar dit, sê die Bybel vir ons, is nie hoe God na die mens of na die lewe kyk, na sy beelddraer kyk. Daar moet respek wees vir gesagsstrukture, dit het ons in die 5de gebod gesien, maar daar moet ook, so sê die 6de gebod, respek wees vir mense se lewens. En met alles wat ek tot nou toe gesê, is ek redelik seker dat almal van ons hier sit en dink, dis reg dominee, sê, hierdie wêreld waar mense se lewe baie keer minder werd is as 'n goedkoop selfoon.
Hierdie wêreld het nodig om hierdie Bybelse waarheid van God te hoor. En jy's verseker reg. Hierdie wêreld en ons samelewing moet dit hoor. Maar hulle is nie die enigste mense wat aangespreek word deur die boodskap van hierdie gebod. As die Heidelbergse Katekismes gaan kyk na wat die Bybel in sy geheel oor hierdie gebod sê, dan verduidelik die belydenis dit so. Wat eis God in die 6de gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus verafskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. Terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom moontlik kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed. En ewe skielik is hierdie gebod nie net anders se probleem, nie net anders se worsteling, maar myne. Ek het nog nooit iemand fisies doodgemaak, maar ek het al dinge gesê wat mense diep gewond het. Ek het al gebare en tekens agter die stuurwiel aan iemand toegesnou, om nie eers te praat van wat ek in my gedagtes gedink het of gehoop het met hom om die volgende draai moet gebeur. Afguns is ons almal se probleem. As ons iemand sien wat na ons mening nie verdien wat hulle gekry het nie, want kyk net die kar waar dit sy ry. Woede is 'n maklike emosie om hier in ons harte te laat blom. Haat is die natuurlike reaksie as iemand net lank genoeg of sterk genoeg probeer om jou skade aan te doen. Liefde teenoor ander mense is dalk een van die algemeenste begrippe in die Bybel en dalk een van die gereeldste opdragte, maar is een van die heel moeilikste om in ons lewe na vore te bring. Vir meeste van ons is geduld en vriendelikheid en sagmoedigheid so teen ons menslike grein in, so teen ons aard in, dat ons sukkel selfs net om daai woorde te spel, wat nog van te leef. Die 6de gebod is nie ander mense se probleem, is myne. Die oortree van die 6de gebod word nie net deur ander moordenaars gedoen. Selfs as ek nog nooit iemand doodgemaak het of probeer doodmaak het nie, sukkel ek met 'n klomp dinge wat aan die wortel daarvan lê. En dalk leef jy hierdie gevoel op die oomblik in jou, maar ek dink die katekismes vat dit nou 'n bietjie ver. Hulle oorspan nou die bedoeling van die 6de gebod. Nou broeders en susters, as Jesus op 'n stadium teen die berg opgaan om met sy volgelinge te gaan praat oor die grondwet van sy koninkryk, met ander woorde, oor hoe dit in sy koninkryk behoort te gaan, daar waar volgelinge gehoorsaam aan hom leef, dan sê hy, julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot,
is strafbaar met die helse vuur. Jesus begin met die wet, met die 10 gebooie, wat vir sy hoorders baie bekend was, en waarmee hulle waarskynlik ook hulle instemming betoon het. Jy mag nie moord pleeg nie. En hulle het waarskynlik kopknikkend beamoen. Jesus, U is reg, sê dit 'n bietjie harder, sodat hierdie spul Romeine wat ons land kom beset het, sodat hulle dit kan hoor. Maar dan gryp Jesus dadelik na die dieper grondemosie wat in ons lê, wat maak dat ons iemand anders aan die keel wil gryp. Woede. En om ander mense met ons woorde te wond. En dan net in die volgende paragraaf, dan gaan Jesus selfs verder, as hy sê dat selfs dit wat ons in ons gedagtes laat afspeel, selfs dit is ook 'n oortreding van die wet van God. Uiteindelik gaan dit daaroor dat ons dink, dat ons die reg het om te dink wat ons ook al wil, oor wie ons ook al wil. Ons het die reg om te sê wat ons wil, vir wie ook al. En uiteindelik loop dit uit op, ek het die reg om te besluit, om te doen, wat ek ook al goed dink, aan wie ook al. Ek het die reg om God te speel. Maar as dit in 'n samelewing gebeur, dat mense met daardie hart begin leef, dan is dit elke ou vir homself. En dis nie die soort wêreld waar mense die volheid van hulle vryheid voor God kan leef. Dis nie die plek waar mense kan floreer in stabiliteit en veiligheid nie. En dis verseker nie 'n plek waar iets van God se koninkryk gaan deurbreek. Dis 'n harde, ongenaakbare, geduldlose plek waar haat en selfgelding en eie geregtigheid die boottoon voer. En omdat dit alles behalwe die wêreld is wat God in die oog het vir sy kinders, sê Jesus vir sy volgelinge op die laaste aand voor sy dood in Johannes 13: Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. En met hierdie woorde hef Jesus nie die 6de gebod of die 10de gebod, 10 gebooie as geheel op nie. Hy wys juis tot by die bedoeling van die gebooie. Ons moet so teenoor mekaar leef dat dit liefde is wat na vore kom. Dis die liefde wat lynreg teenoorstaande is van al die emosies wat uiteindelik tot by moord lei. Dis juis die liefde wat na vore kom in hoe ons met ons medemens werk, wat wys dat ons Jesus se volgelinge is. Sonder liefde wys ons presies die teenoorgestelde as dit wat in Jesus se hart is. Jesus sê liefde word die merkteken, die sigbare gestalte dat iemand in Jesus glo. Ons as volgelinge van Jesus mag van mekaar verskil. Ons mag uiteenlopende persoonlikhede hê, maar niks gee ons die reg om anders as liefdevol op te tree. En dit vra van ons om geduldig en vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik te wees teenoor alle mense, teenoor alle ander mense. Ek was gelukkig nog nooit die slagoffer van 'n poging deur iemand om my fisies dood te maak. Maar ek, soos alle ander mense, het al deurgeloop onder die optrede van iemand wat seer gemaak, onder die woorde wat gewond het en wat benadeel het. En ek verstaan ook wat in 'n mens opkom as jy aan die ontvangkant van sulke optrede is. Jy wil reageer, jy wil jouself beskerm. En meestal veroorsaak dit bloot 'n eskalasie in emosie
en in geweld. Dis dan die begin van 'n nimmer eindigende siklus van haat en wraak en geweld. En dis presies wat God nie in sy kinders se harte en lewens wil sien nie. Want dit maak 'n bestaan waarin 'n mens kan floreer onmoontlik. Dit maak 'n lewe van vryheid en volheid voor God se aangesig onmoontlik. Maar broeders en susters, as jy in die lewe sy volheid wil beleef, as jy iets van God se hart in jou lewe wil ervaar, werk aan die liefde. Leef die liefde. En jy en die mense om jou sal in alle omstandighede die ruimte kry om die volheid van 'n lewe voor God se aangesig te kan beleef. Amen. Ons gaan nou as die wil van God, Johannes 13 se woorde wat Jesus vir sy disippels gesê het, saam sing. Ons gaan Vonklied 57 tweemaal sing, dan bly u staan vir ons slotgebed, direk daarna ons slotsang, die seën en die wegsendingsdiens, en dan kan u die sitplekke weer neem. Kom ons luister nou saam na die wil van God, as ons die woorde van Jesus sing. Nie alleen wat in die 10 gebooie na vore kom, maar ook dit wat ons Here Jesus vir sy volgelinge teen die berg gesê het, maar ook gesê het vir sy volgelinge op die laaste aand. O Here, dit is woorde wat so maklik klink, so voor die hand liggend vir ons is. Maar dit is woorde wat so moeilik in ons harte grondvat, wat so moeilik in ons lewe blom, en waar dit so moeilik is om die vrug wat U wil sien
na vore te laat kom. Daarom bid ons, wees U self die een, wat ons oortuig van dit wat U wil vir ons is. En laat ons dit opneem, omdat ons U as ons koning en ons God erken. O Here, ons bid ook vanoggend vir hierdie wêreld waarin ons leef. 'n Wêreld waar 'n mens se lewe byna niks werd is. 'n Wêreld wat anders funksioneer en anders dink as hoe U daaroor dink. En ons vra vir U dat daar tog insig, bekering, verandering sal kom. Maar ons bid ook vir almal wat swaar, wat seer, wat siek is. Vir almal wat voel dat die son nie meer vir hulle skyn. Ons vra Here dat U in hulle lewe sal werk. Die uitkoms sal bring op die manier wat U dit graag wil doen. En ons almal in U hande sal toevertrouw. Ons wat na U beeld geskapen is. Ons vra dat U gedagtes en U wil ook ons lewe sal beheer. Amen. Terwyl ons seker daarvan is dat die Here sy seënende hand oor ons elkeen hou. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God
sal by elke een van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe, elke oomblik van elke dag. Amen. Die verlede in ons gemeente, dat die Martha Bibbeling het 'n operasie ondergaan en dit gaan om omstandighede goed. Annerie Christine het 'n operasie ondergaan en ek hoor van haar ook goed ons bly. En dan gaan dit ook heel wat beter met Lena Kiseer en ons vra steeds dat u vir al drie hierdie persone ook voorbereiding sal doen vir hulle tyd wat voorlê van herstel. En dan broeders en susters het ons laasweek kennis geneem dat Brand van Dijk dat hy met kolonkanker gediagnoseer is. Hy is 'n jong man hier in die gemeente, maar ons wil graag ook van ons kant af vir jou en vir jou gesin en al die mense om jou verseker, ons bid vir julle en ons glo ook dat die Here vir julle hierdie paai gaan dra en dat uiteindelik alles goed en reg gaan uitloop. Ons glo dit saam. Maar baie sterkte ook vir dit. Dan broeders en susters, vanaand is 'n kontakdiens. Die tema van die diens is 'n tyd